Goeienaand almal. Uh Hoop julle kan my hoor. My naam Hoor, ja. is Yes, dankie. My naam is Dominiak Botha en ek is een van die personeellede by Huguenot College. Ek sien daar is ons 'n paar mense wat probeer inkom. Maar ek gaan oorgee vir ons dekaan, Dr. Jolande Steenkamp om ons af te skop en dan sal ons die aand saam geniet. Net een opmerkingkie, die gesprek vanaand word opgeneem. Dis ook vir mense wat nie vanaand kan bywees nie, so ek sal met Dani moet skakel om dit by die Synode se kantoor uit te kry sodat dit op deur julle Synode gebied versprei kan word vir die mense wat nie vanaand kan teenwoordig wees nie. Dankie Jolande. Baie dankie, Jaco. En goeienaand almal. Dis 'n groot voorreg om saam met julle te kan wees. Van Huguenot se kant af baie hartlik welkom. En dit is vir ons goed om te weet dat daar mense is wat belangstel in verdere opleiding in teologie om diensbaar te word in hulle plaaslike gemeenskappe en hulle plaaslike gemeentes. Dit is die soort goed wat vir ons geweldig baie energie gee. En ons is opgewonde dat ons julle daarvan kan vertel en ons hoop dat julle saam met ons sal inkoop in die droom van gemeentes wat toegerus is om werklik deel te word van dit waarmee God in die wêreld besig is en dit spesifiek waartoe God elke gemeente roep in Suid-Afrika in hulle spesifieke konteks met hulle spesifieke behoeftes en geleenthede. Ek gaan nie vir nou veel sê nie. Ek wil eintlik maar net vir julle hartlik welkom sê en ek wil vir ons sommer net kort twee verse lees uit Romeine 5 en vir ons 'n gebed doen. Maar as jy 'n oomblik sal rustig raak en saam met my net hierdie twee verse sal ontvang, dit is kort genoeg dat ek dit vir ons twee keer kan lees. Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. En deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Kom ons sluit die oë. Here, dit is geweldige groot woorde wat ons van U ontvang. Hoe kan dit anders, Here? U is 'n geweldige groot God. En weer eens staan ons verstom, Here, wanneer ons nadink oor die grootheid van die verlossing wat U met ons deel. Here, ook die grootheid van die taak waartoe U ons roep om medewerkers te wees aan U koninkryk wat die aarde sal vul, Here. Ons is dankbaar teenoor U vir hierdie aand en vir elke mens wat hier is. Here, dankie vir die mense wat U roep. Dit vul ons harte met hoop wanneer ons daaraan dink dat U so besig is in ons gemeenskappe, dat U selfs vandag nog mense vir soveel verskillende kontekste in Suid-Afrika roep. Here, mag U liefde, U liefde vir elkeen van hierdie gemeenskappe, U besorgdheid, maar Here veral ook U droom van 'n toekoms waar mense deel in die heerlikheid van God, mag daardie droom ook ons droom word.
Neem daarom, Here, ons verbeelding gevange en gee vir ons nuwe visie, nuwe hoop en nuwe woorde waarmee ons saam kan droom en werk en meewerk. Amen. Baie dankie, Jaco. Jolande, vriende, dit is 'n voorreg om vanaand by julle te wees. Die van julle wat nou net pas ingeskakel het, my naam is Jaco Botha, ek is 'n leraar in die NG Kerk en ek is ook die koördineerder en dosent vir die KAST kursus wat die kursus vir die opleiding vir bedienaars. Ek gaan net voor ek afskop 'n paar mense verwelkom. Ek sien vir Peer in die gesprek, Wensel, Karike is ook hierso. Willem is hierso. Dis mense wat klaar deel is van ons cohort studente en mentors. Dani Maton is hierso wat by die Synode Oos-Kaapland is. En dan Frederik Maree, goeie kollega en mentor vir my wat baie te doen het met die ontwerp van die kursus. Net so 'n bietjie konteks voordat ek vir Dani gee. Vriende, die kerk het 'n paar jaar gelede, die NG Kerk, sy amptsbevoegdheid of sy ampte verbreed. Ons het in die ou dae net dominees gehad soos wat julle ken en dis nou uitgebrei na standplaasleraars, diensleraars en dan ook bedienaars. En hierdie gesprek gaan oor die opleiding van bedienaars. Um nou dit een voetnoot by dit. In spesifieke synodale gebiede soos die Noord en die Oos-Kaap is daar 'n situasie waar gemeentes kleiner raak en dalk nie meer kan predikante bekostig nie. En vir daai gemeentes raak hierdie opleiding baie belangrik. Maar dit is nie net of die ampt van bedienaar is nie geskep as 'n kruk vir die kerk nie. Dit is geskep omdat die kerk vir jare lank nie aandag gegee het aan mense wat in ander leefstyle en werk beperkings staan wat 'n roeping dra om die Here te dien. En nou is daai goed oopgemaak deur hierdie baan en hierdie kursus. So in essensie adverteer ons hierdie kursus as 'n disippelskapskursus wat enige gelowige sal bemagtig om sy of haar disippelskap uit te leef en dan ook so te doen binne in hulle gemeente wat die Here vir hulle gegee het. So dit is in essensie wat ons probeer doen is ons probeer disippelskapsvaardighede kweek binne in gemeentes. En ons gaan later so 'n bietjie ook hoor van die huidige studente van Wensel hulle oor wat hulle ervaring is in die kursus. Maar vir nou wil ek graag net vir Dani gee. Dani gaan 'n bietjie met ons gesels oor die hoe hierdie kursus en die ampt van die bedienaar in die Synode Oos-Kaapland funksioneer en wat hulle visie is vir hierdie projek. Ek almal sin is aan. Baie dankie, Jaco. Ek moet sê ek dink die woorde wat die meeste gebruik word op Zoom is kan julle my hoor? Sorry mooi. Daar sê baie dankie. Jaco, laat ek net eers sê baie dankie vir Huguenot College wat die inisiatief geneem het om hierdie inligting sessie te hou. So ons waardeer dit. Julle is wonderlike vriende van ons nou al vir 'n lang tyd en dit is ook baie lekker om vir julle dekaan vanaand hier te sien en vir jou en ook vir Frederik Maree en vir al ons ander vriende. Die vraag is nou wat is die sinode se visie? So daar kan ek nou aansluit by dit wat jy gesê het en wat Jolanda gesê het. So die sinode se visie is in die eerste plek om die oog gefestig te hou op God en God gaan nog steeds vandag voort om mense te roep sodat hulle gevorm kan word en sodat hulle gestuur kan word vir bediening. Nou spesifiek die visie rondom bedienaars. Soos jy nou gesê het, die NG Kerk het sy amptsbeskouing verbreed, so mens kry nou bedienaars wat 'n sertifikaat opleiding doen en dan kry mens diensleraars wat basies dink ek kan 'n mens sê 4 jaar opleiding doen en dan predikante wat 6 jaar opleiding doen. So
Die visie van die sinode vir bedienaars is gerig op alle gemeentes. So bedienaars kan in letterlik elke gemeente, die wat miskien nie meer 'n predikant kan bekostig nie, maar die wat ook predikant of predikante het, kan hulle 'n sleutelrol speel. En die visie met bedienaars is om die bedieningskapasiteit van gemeentes te bou deurdat lidmate toegerus word om as opgeleide persone aan daai bediening te kan deelneem. Daar is binne ons sinode, maar ek dink dit is eintlik maar waar van die hele NG Kerk in Suid-Afrika, wys ons statistiek, is daar so 25% van gemeentes wat baie moeilik kan uitkom by die besoldiging van 'n predikant. Nou, mens moet onthou dat iemand wat 6 jaar gestudeer het, is 'n hoogs opgeleide persoon. En daai persoon moet natuurlik betree die bediening met 'n groot klomp studieskuld en moet na behore ook besoldig word. Nou daar's 'n aantal gemeentes wat dit nie kan doen nie. So in die ou dae sou ons nou dood eenvoudig net daai gemeentes toegemaak het. Maar binne ons sinode 'n hele klompie jare terug het die visie al gegroei dat ons lidmate wil bemagtig. En die kerklike sertifikaat wat die Huguenot College nou aanbied is nou vir ons die cherry op die koek van daai passie en daai begeerte wat ons het. Ons het al lank terug met opleiding begin, maar ek dink hierdie opleiding is nou regtig vlagskipopleiding vir lidmate en dit kan 'n baie groot verskil maak. Ons het in die verlede, en ek hoop dit sal ook nou gebeur, sien dat gemeentes ook wat predikante het hierdie opleiding aangryp. Daar's byvoorbeeld landelike gemeentes wat predikante het waar mense hierdie opleiding doen en dan Bybelstudiegroepe lei in wyke. Daar is mense wat hierdie opleiding doen en byvoorbeeld by stadsgemeentes woordverkondiging doen terwyl hulle kombuisprojekte het of ander projekte. Daar's lidmate wat kan deelneem aan die pastorale versorging. Die gemeente waar ek gekoppel is, daar in die Koetsee sal nou weet, is ons nou besig met opleiding vir 'n besoekspan. En dit sal wonderlik wees as daai besoekspan uiteindelik of van hulle opgelei kan word om pastorale vaardighede te kan hanteer. So, om saam te vat, die visie van ons sinode is dat ons wil graag hê gemeentes moet deur spanne gelei word. Predikante waar moontlik wat in vennootskap werk met bedienaars en diensleraars en waar predikante nie meer in gemeentes is nie, dat daar dan vennootskappe gevestig sal word tussen ringspredikante en bedienaars. Laaste opmerking, ons sien dus nie dat bedienaars kompetisie is op enige manier vir enige predikantspos of diensleraaarsposte nie. Dis vennootskapsverhoudinge. So dis dit. Dankie. Dankie Dani. Jy het mooi oorsig gegee en ek sal 'n bietjie verder soos wat die aand aangaan detail gee. Vriende, as jy vra het, so 'n bietjie vas aan dit of skryf dit neer, maak 'n nota. Ons gaan ruim tyd gee aan die einde om al julle vrae te antwoord. Ek het vir van die studente gevra, Wensel, Peer, Karikas, julle wil dan is julle welkom nou. Ek weet Wensel het 'n ander Bybelstudie afspraak. Hy moet Bybelstudie begelei het sy gemeente vanaand oor Openbaring. Wat ek dink van die studente die begin van die jaar afgeskik het, maar hy voel nou so 'n bietjie meer gerad vir dit. So Wensel, Peer, Karikas, julle sou wou, ek dink ek het net so 'n bietjie 2 vrae wat ek sal graag wil hê julle moet antwoord. Julle is almal nou deel van die studie en julle is amper halfpad klaar. Ietsie van wat het julle aangetrek om die studie of om hierdie kursus te doen of teologies gevorm te word? En tweedens, wat het die kursus so ver vir jou beteken? Ja, ek weet nie wie van julle wil eers gaan, die mense dalk wil jy, want jy moet jouself verskoon. Nou, kan julle almal my hoor? Yes, dankie Wensel. Ja, Dominee Dani, ek het in 2008 het ek die sertifikaat in prediking gedoen, die ene van die NG Kerk sinode in Oos-Kaapland. So ek het nou al so 'n bietjie ondervinding, maar toe ek nou by Sondagsrivier preek en ek sien die nood daarin verlede jaar, toe besef ek maar daar is werklik 'n nood en daar is die mense nie, en
dit het my aangespoor om te begin. Nooit in my lewe het ek gedink daai woordjie teologie sal deel word van my woordeskat nie, en hierdie kursus is so verrykend. Dit het my absoluut aangespoor, en wat ons kry en wat ons leer, alles volg so en alles val so in. Nou ewe skielik het ek vrae op antwoorde wat ek nog nooit gehad het nie. My selgroep, alles raak net makliker, want in 'n selgroep is juis waar die mense jou vra, en ek het die antwoorde nou vir hulle daarop, en ek kan dit gebruik in my voorleggings vir hulle, en ek dink byvoorbeeld maar net aan die ontstaan van die kerk, en skielik het al hierdie mense het hulle belangstelling aan en wil hulle meer weet, en my prediking, dit my prediking so verryk, dis ongelooflik. Nou alles val net so mooi in plek, en die aanbieding van die kursus is so wonderlik, en dit gaan altyd oor God, en dan jy leer soveel meer van jouself, hoe jy dinge kan toepas in die gemeente, hoe jy dinge kan toepas in jou gemeenskap, om alles beter te maak, en dit is net verrykend, en dit maak jou opgewonde. My mentor self het vir my, voor ek kan preek, dan klink ek altyd so opgewonde. Ek bedoel, ek preek nou van 2008 af, maar ek bly nog steeds opgewonde. Elke preek is amper 'n journey, en nou maak dit my nog meer opgewonde. En ek dink ons kry oor genoeg tyd, ons kry baie leeswerk, ja, maar ek bedoel, dis normaal, maar vir enigeen wat dit wil takel, dink ek, ek dink halfpad deur, dan sal jy al so verryk voel, dat jy kan nie wag om verder te gaan nie. Almal het gesê, die geskiedenis en goed is boring, die geskiedenis het jou baie geleer, die teologie het jou baie geleer, wie sou nou ooit gaan oplees het oor Luther of Bonhoeffer of Calvin of so, en nou word dit deel van jou, en dan besef jy ook, weet jy, en ek sê dit met respek, ek sê dit altyd op ons ringsvergaderings, en dit is ons saam in die ringers, en sê ek, mens besef eintlik dan hoe min het jy werklik geweet. Dan besef jy dat 'n predikantberoep is eintlik 'n spesialistberoep. Dis mense wat die antwoorde het wat ons feitelik niks van weet nie, en wel, ek kan net sê ek is baie dankbaar dat ek ingeskryf het, en ek is baie dankbaar vir die mense wat hulle tyd opoffer, juis om ons op te lei. Ek dink ek het veel meer te sê as dit nie. Dankie Vincent, dis verskriklik mooi. Baie dankie vir jou gesindheid. Ek kan met 'n oop hart getuig dat Wenzel, ons praat nou en dan oor die foon ook, en ja, dit is net 'n groot voorreg om die genade te sien wat die Here vir ons almal gee in hierdie kursus, nie net vir die studente nie, maar vir my ook wat julle help, en dit so baie dankie dat ek by julle kan leer. Karike, is jy braaf genoeg om te antwoord? Ja, nee, ek is braaf genoeg. Waar begin ek met my lang storie? So ek is hier by Sydenham gemeente, 'n baie klein gemeentetjie, al daar groot geword, en oorgegaan, getrou in moedergemeente, en teruggekom en betrokke begin raak nadat my kinders gebore is, en sonnaskool toe te gaan, en gesien daar's 'n tekort, en ons is maar bitter klein. Ek sê ons is 11 sonnaskoolkindertjies, en daar is baie hande nodig daarso, en dit het my net gevul om daar tussen die kinders te wees, en ek het later aan gevoel ek kort iets moet my vul. Dit is so lekker om daar tussen die kinders te wees, en om vir hulle sonnaskool te gee, en toe was daar verlede jaar het Geraldine dit gedoen, wat nou ook 'n bedienaar is, of hoe noem ons dit? Sy preek ook vir ons, en toe het ek met die ander sonnaskooljuffrou gesels en gesê, as daar 'n kursus opkom, en dit is vir die jeug, sal ek my hand opsteek, want ek voel dit is iets wat ons nodig het, en dit is ietsie wat ek graag wil doen. En soos die Here wil, kom daar toe nou die kursus op, en Dominee Wiet vra toe nou, stel ek belang, toe sê ek, weet jy, ek het daaroor gebid, en vir die Here gesê, wys my roeping, en stuur my roeping na my kant toe, ek wil graag die Here se werk doen, ek wil dit doen wat hy wil hê ek moet doen, en ek voel dit het so alles in plek geval, en sure, 'n maandag aand is iets waarna ek vreeslik uitsien. Dit het my ek het so gegroei, geestelik, ek het
soveel vrae gehad en dit is geopenbaar. Dit is jy sien so uit na 'n maandag aand. Daar's soveel aande wat ek snik na die testimonies. Dit is wonderlik om te hoor dat ander mense ook deurgaan wat ons deurgaan en ja, Dominee Jacob is so ja, sy kennis is awesome. Ons monde hang oop en ons agterna dan wow, ons het soveel vrae, maar dan word dit so oorgedra. Dit is ons is regtig bevoorreg om Dominee Jaco as 'n lektor te hê, regtig. Hy's amazing. En die leeswerk, dis hoërgraad Engels, maar dit is baie, maar 'n werkende mamma, ons probeer maar ons bes om by alles uit te kom. Die eerste assignment was vir my die eerste keer wat ek nou voor 'n groter crowd aanbieding gedoen het en ek dink ek het dit so cool en kalm gevat. Ek het dit so geniet en daai agterna gevoel van die gees wat jou uitloop. Dit is letterlik jy vloei dit, jy wil nie ophou praat nie. Dit voel het jy nou genoeg gesê, het jy nou alles gesê. Daai was 'n verskriklike wonderlike experience geweest om die eerste assignment te gedoen het, die voorlegging vir die jeugspan. Dit was baie lekker en ja, ek het so geestelik gegroei. Ek kan dit actually in my huismense ook sien. Ek is 'n werkende mamma en ek probeer my bes by die leeswerk uit te kom. Dit is nogal 'n moeilike een. Dit is baie, maar ja, ons maak 'n plan. Maar ek sê ek sien uit elke maandag aand. Dit is so lekker om jou kennis te verbreed op soveel levels. Mens kan nie dink nie. Ek geniet dit verskriklik. En die mense wat aan my sonnaskool gee, hulle is net so saam met my bly en dan vertel ek vir hulle van die testimonies en dan huil ons saam. ja, ek geniet dit verskriklik. Dankie. Baie dankie, Karike. Dit beteken so baie dankie vir jou getuienis. Ek dink nie jy moet my werk so baie jams meer nie. Dis waarheid. Maar dankie vir dit. Ek is nog seker ek het nou vir Peer verloor, ek weet nie of hy iets wil sê nie. Ek sien hom nie. Yes, ek wil iets sê, my naam is nie op nie, ek saam met Arie. Daar sê, okay. Yes, Peer, ons luister. Okay, wat ek kan sê is dit, dat jare terug het ek die besef daar is 'n leemte, dat daar nie 'n kursus is wat vir iemand wat om een of ander rede nie kan teologie studeer nie, wat wel opleiding kan kry nie. Dis aan die een kant, die afgelope paar jaar wat ek teologiese opleiding gehad het, maar geen akkreditasie. En dit is 'n belangrike deel van hierdie kursus vir my, is dat 'n mens kry akkreditasie vir dit. So, jy's nie net 'n ou wat 'n leuke prediker is of wat praat en jy het geen backing nie. Jy kom praat en mense sal deur vir jou oop hê omdat jy akkreditasie van die NG Kerk af het. Dit aan die een kant, aan die ander kant die vraag wat jy gevra het van wat ek ryker geword het. Ek gaan net op een ding in die stadium antwoord en die ander het nou baie dinge gesê, maar vir my wat ek geleer het rondom die belydelike skrifte. Ek het die belydelike skrifte as 'n Sondagskool geleer en dit het nie vir my enigstens betekenis gehad nie. En skielik besef ek dat 'n groot deel van my Christen wees, 'n groot deel van my getuienis kom juis uit die belydelike skrifte uit. Dat dit wat ek glo is hierdie dinge die kan 'n mens sê die fondamente van my geloof. En dit was amazing om dit te besef. En ek wil vir jou en die Genote College dankie sê vir die geleentheid wat julle vir ons geskep het. Dankie Peer, baie dankie vir jou woorde. Ja, dit beteken baie, dankie julle. Wensel, ek weet jy moet gaan, so jy is welkom om te verskoon as dit tyd is. Vriende, ek gaan so 'n bietjie aansluit by waar die getuienis vandaan gekom het en ek het gaan vir julle 'n bietjie deel oor die uitkomste van die kursus. As jy in die kursus inskryf, dan
skryf jy in die NG Kerk vir 'n spesifieke amp, en dis nou die amp van bedienaar, maar die amp het die algemene kuratorium, dis nou die instansie van die kerk wat kyk na teologiese opleiding, 5 rigtings goedgekeur waarin jy kan opleiding kry. So van die kollegas het al oor dit gepraat. Die eerste een ek gaan net so vinnig oor hulle deurgaan. Ons gaan nou oor die vakke en so praat in detail. Die eerste een is prediking en liturgie, en dit is die bevoegdheid om eredienste te kan lei in 'n gemeente. Jy sal sien dat al die kernmodules, die eerste 4 vakke wat in al die rigtings is, dieselfde is, maar dan teen die einde van jou eerste jaar van studies 'n geleentheid om 'n keuse te maak oor waarheen jy beroep voel en wat jou gemeente nodig het. En dis nou waar die keuse inkom. So die eerste een is prediking en liturgie, waar ons 'n module ingebou het juis vir die opleiding van mense wat eredienste bewaardig. Die tweede een is waarvan Karike verwys het, dit is jeug en familie. Hierdie rigting is spesifiek daar vir die formasie van ons jeug, maar dit is bietjie verder uitgebrei. Ons weet dat as jy met kindertjies werk, dan werk jy ook met papas en mamas en met pleegouers. En hierdie kursus kyk dan nie net na jeugwerk in die ou terme nie, maar so 'n bietjie familiebediening ook. Die derde een is ons baie opgewonde oor. Ek het Frederik se arm gedraai dat hy dit sal vir ons doseer, en dis missionale leierskap. Dit is vaardighede wat ons aanleer hoe om die leiding te neem in 'n gemeente of in 'n kerkraad, om te luister en sensitief te wees na wat die Gees wil doen in die gemeente, en om die vaardighede oor te dra aan die leierskap van die kerk. So dit sal nou spesifiek in ons kerksysteem wees opleiding vir kerkraadsvoorsitters of kerkraadslede wat meer in die bestuur en die onderskeiding van die kerk se visie is. Volgende een is gemeenskapsdiakonaat. Hierdie rigting is spesifiek daarop gefokus op ons diakonale diens in die kerk. Dit is nou, so wat Dani na verwys het, sopkombuise en maatskaplike werk en so. Ons kyk nie net daar die vaardighede om hierdie inisiatiewe te bestuur nie, maar ook hoe bou jy netwerke met ander organisasies, ander gemeentes, nie-regeringsorganisasies en selfs die staat, om tot diens te wees van geregtigheid in ons dorpe. Die laaste rigting wat jy kan kies na jou eerste jaar is die van pastorale sorg. Dani het daarna verwys, en dit is juis gefokus om die pastorale kapasiteit van 'n gemeente te verdiep en te verbreed. So siekebesoek, huisbesoek, hospitaalbesoek, al daai goed word in hierdie rigting geleer. Ek sal net so ietsie sê oor wat Dani gesê het vir ons aanbeweeg na die spesifieke vakke. Die kerk se verstaan het so 'n bietjie verander in die laaste tyd, en nou soos wat Dani gesê het, ons wil as 'n span in gemeente saamwerk en nie net afhanklik wees van 'n leraar nie. Dit beteken dat hierdie bane eintlik ontwerp is om saam in 'n gemeente te funksioneer. So ek sal 2 voorbeelde gebruik. Daar's ons 'n baie groot gemeente in die NG Kerk wat 4 studente vir ons gestuur het, elkeen vir 'n rigting. En die doel van daai kerk se strategie vir die toekoms is om kapasiteit by die leraar by te voeg, sodat die leraar in 'n span kan saamwerk en dat dit nie alles op die leraar neerkom nie, en dit gaan die gemeente se kapasiteit dan natuurlik ook verbreed. Ander voorbeeld is waar 'n gemeente in die Noord-Kaap nie meer 'n leraar kan bekostig nie, en daai gemeente se strategie is om 'n span mense saam te stel wat op die kerkraad dien, wat die gemeente se bediening kan voortsit. Daai word op 'n baie spesiale manier deur die gemeente vasgehou, omdat hulle deels van hulle strategie, en hulle het nie 'n leraar om hulle te help nie, maar die mense wat die ampte dra, is nou ten volle in beheer van daai gemeente, en hulle het die nodige opleiding om dit te doen. Ek sal net een laaste ding sê oor hierdie dit sal insluit by wanneer ek later oor die modules praat. Kom ons sê dat jy geroep voel om
eredienste te handhaaf in jou gemeente. En jy skryf in en jy doen jou eerste jaar, en aan die einde van jou eerste jaar kies jy jou prediking en liturgie vak en jy kry daai sertifikaat en dit word bevestig in jou gemeente. Maar kom ons sê jy is nou 'n bedienaar vir woordverkondiging in jou gemeente en jy kom agter jy self het 'n roeping vir pastoraat of jou gemeente het 'n behoefte vir pastoraat. Dan hoef jy nie die hele kursus van vooraf te doen nie. Jy kan gewoon 'n keusemodule neem op jou eie nadat jy die sertifikaat bekom het om daai ander vaardigheid by te voeg tot jou rol in die gemeente. So gewoon wat dan gebeur is jy skryf in vir daai een module, jy doen daai module en dan kry jy daai bevoegdheid by jou diens in die gemeente. So dis regtig ontwerp om vir die gemeente in geheel 'n strategie te bied vir disippelskap en leierskap, maar dis ook ontwerp vir persone wat geroep word om hulle eie roeping te vestig, maar ook uit te brei daarop. So jy kan enige van die rigtings kan jy op verbreed as jy een gekies het. Daar gaan ook later ander vakke bykom soos rampteologie en rampbestuur wat groot nood is in ons land. Ons kyk na modules oor sakramente en allerlei ander goedjies. So dit is 'n program wat sal groei en jy gaan na die sertifikaat kan bou aan jou vaardighede. Ek gaan net so 'n bietjie stop hierso en dan gaan ek vir ons deur die vakke wat ons aanbied. Ek gaan lekker stadig deur dit werk sodat julle 'n mooi begrip het van wat ons leer. So die prentjie wat julle nou sien voor julle is hoe die kursus uiteengesit is. Die kursus dis nou so 'n bietjie vreemd, dit werk nie oor kwartale of semesters nie, dit werk oor termyne. So elke jaar het 3 termyne. Julle sal sien jaar 1 en termyn 1 is gereformeerde teologie, jaar 1 termyn 2 is gereformeerde eklesiologie en jaar 1 termyn 3 is missionale spiritualiteit. So en dan jaar 2 het jy gereformeerde hermeneutiek, dit is nou die laaste verpligte vak, en dan in jaar 2 van termyn 2 en 3 het jy nou jou keusevakke van jeug en familie en prediking, missionale spiritualiteit en missionale leierskap en pastoraat. So hoe dit werk is, gaan nou heeltyd na Wenzel en Karikule verwys. Hulle het Januarie begin met gereformeerde teologie. Hierdie module het 2 groot komponente in. Die eerste een is oor roeping, jou eie roeping en dan God se roeping vir die wêreld. So ons werk baie vir 7 weke werk ons lekker baie diep met ons eie roepings, roepingsteologie, missionale teologie en hoe God ons as kerk roep om sy koninkryk uit te brei. Die tweede deel van daai eerste module gaan oor die belydenisskrifte. Daai belydenisskrifte, soos hanteer letterlik al die belydenisskrifte wat die kerk aanvaar het, en dan jou assessering handel dan ook oor God se roeping vir die wêreld en dan die belydenisskrifte. Die tweede termyn, dit is nou waar Karike en Wenzel nou is gereformeerde eklesiologie. Eklesiologie is maar net die Griekse woord vir kerk, so gereformeerde kerkstudies, as jy dit nou so wil doen. Die eerste helfte van daai module het ons nou pas afgehandel. Dit is kerkgeskiedenis, so ons begin letterlik na Openbaring en begin leer oor die storie van die kerk, deur die verwikkelinge van Nicea en wat die aanloop na die reformatie toe tot by hoe Christendom en gereformeerde geloof in Afrika en in Suid-Afrika versprei het. Dis nou die eerste helfte van hierdie tweede module. Die tweede helfte van dit is gereformeerde kerkreg en dit is 'n ongelooflike groot voorreg wat ons hierdie jaar het om die algemene nodes actuaris Dr. De Wyk Unger as dosent daar. So hy leer jou is die kerkreg, hoe werk ons met dit, wat is die doel van dit, hoe werk die kerkreg by die Bybel saam en die belydenisskrifte, so alles rondom
ampte en gemeenteadministrasie en alles wat jy in kan dink oor die kerkorde word daar geleer. Dat ek net ook hier gou vinnig stop en sê, die assesserings rondom hierdie module is dan ook tweedelig. So die eerste deel van die assessering gaan oor die kerkgeskiedenis en die spesifieke reformatie, waar ons bietjie nadink oor Calvin se invloed in die kerk. En dan die tweede deel is 'n kerkregopdrag waar daar so 'n bietjie 'n gevalle studie is wat die studente moet rondwerk uit 'n kerkreg vraagstuk uit. So dis die tweede module, ek laat ek dit gou eers sê. Ek het vergeet om die nou voor te sê, die eerste module hardloop van Januarie af tot in Mei maand. Dit is gereformeerde teologie en die tweede termyn is van Mei tot Augustus en die derde module is van Augustus tot met Desember. Die derde module wat ons hierdie jaar gaan doen, dis waarmee Wenzel en Karike die jaar gaan afsluit, is die vak missionale spiritualiteit. Ons is verskriklik opgewonde oor die vak en dis die eerste keer wat dit ooit gedoseer word. So ek gaan dit doseer saam met Dr. Tom Smit, hy is die moderator van die Oostelike Sinode en hy het sy doktorsgraad gedoen in juis hierdie vakgebied. En die vakgebied probeer ons vaardighede aanleer hoe om na die Gees te luister, praktyke in ons lewe in te bou om na die Gees van God te luister, sodat ons eie gestuurdheid en God se wil vir ons en ons gemeentes kan onderskei. Dit is 'n baie opwindende module, is nie so akademies van aard soos die vorige twee nie, baie meer prakties van aard, baie meer formatief van aard, en dan hoop ons dat hierdie veral leiers in die gemeente, maar kerkrade is bemagtig om vanuit die onderskeiding met die Gees hulle bediening te ondersteun. So as jy daai 3 modules gedoen het, dan is jy klaar met jaar 1. Die einde van jaar 1, soos wat ek gesê het, dan gaan jy 'n keuse hê om 'n vak te kies. En die vak wat jy gaan kies is tussen jeug- en familieprediking, missionale leierskap en pastoraat. So dan, as jy jou vak gekies het, dan begin ons met 2026 na volgende jaar, nou in die tweede jaar, Karike en Wenzel hulle gaan begin met gereformeerde hermeneutiek. So dit is die vaardigheid van hoe om die Bybel te interpreteer. So die rede hoekom ons dit so laat in die kursus ingebou het is, ons het gedink dat jy die fondasie van die belydenisskrifte, ons verstaan van kerk en ons verstaan van gebed en geroependheid is nodig vir ons om die Bybel oordentlik te lees. So daai kursus of daai module is dan 14 weke se gefokuste leer op die Bybel, helfte van dit van Ou Testament wees, so 7 weke Ou Testament en dan 7 weke Nuwe Testament, en lekker diep gaan sit in mooi tekste in die Bybel, problematiese tekste in die Bybel, moeilike tekste, en 'n lekker diep deurwerk. En dan na dit gaan ons gaan na ons keuse modules toe, wat jeug- en familie is, prediking, liturgie, missionale leierskap of gemeente pastoraat. Ek gaan nou nie in diepte deur daai goed gaan nie, jy het so min of meer 'n idee van wat ons in daai goed gaan doen. Ek gaan net hierdie een ding sê, die as jy nou wil die prediking liturgie vaardigheid aanleer, dan het ons dit gebou boop die hermeneutiek module. Dit beteken dat in die assessering van die prediking liturgie module moet jy nou natuurlik gaan preek om 'n punt te kry. Maar die tekste en die werk wat ingaan in daai tekste in kom uit die vorige module uit van gereformeerde hermeneutiek. So kom ons sê byvoorbeeld in gereformeerde hermeneutiek die eerste teks wat ons hanteer is Genesis 1, dan gaan jy daai tekste wat ons klaar diep aan gewerk het gebruik om jou vaardighede van prediking op te skerp. En dit is so met al die modules, ons werk regtig om hard om die goeders op in mekaar te laat vloei, op mekaar te bou, sodat dit ondersteunend is vir mekaar. Net 'n laaste opmerking maak oor hierdie prentjie, en dit is dat soos wat ek vroeër gesê het, die modules is ook beskikbaar vir 'n modulêre inskrywing, wat beteken dat jy kan die kursus of die module doen
sonder om die sertifikaat te doen. So jy kan net vir een vak op 'n tyd inskryf as jy sou wou. Die eerste een wat ons nou bekend gestel het, is juis missionale spiritualiteit. So as jy nog onseker is oor die kursus of jy is tone in die water sit of so, dan is jy welkom om nou al in te skryf vir missionale spiritualiteit en dan saam met ons die klasse by te woon van Augustus tot Desember. Dit gaan so 12, 13 klasse wees. Dit is alles aanlyn en dan gaan jy aan die einde 'n bywoningssertifikaat kry. Daar is nie in daai modulêre inskrywing assessering betrokke nie. So jy gaan nie 'n taak moet aanhandig nie, jy gaan net die klasse bywoon. Maar dit is 'n manier om 'n vaardigheid aan te leer. Jy gaan nie bevoegdheid kry na daai sertifikaat nie. Net as jy die kursus klaar gedoen het. So ek dis 'n bietjie kompleks om dit so te verduidelik, maar as ek vra is nou oor Lancelot op by stil staan. Nou eers daai ookie pause, dan gaan ek gou vir julle die volgende skyfie wys. Net 'n opsomming is oor al die hoe die modules uiteengesit is in die kursus. Elke module wat julle nou gesien het, is 14 weke en elke module het 2 assesserings. So elke 7 weke het jy 'n assessering. Die eerste assessering is altyd formatief van aard. Soos wat Karike gesê het, ek moet iets in my gemeente gaan doen, soos 'n Bybelstudie hou. En die tweede een is bietjie meer kognitief van aard, so skryf vir ons ietsie. En dan die assessering gaan ook of jy gaan bepunt word deur jou plaaslike leraar wat jou gaan help met jou groei. Dan die klasse is 1 keer per week aanlyn. Die Afrikaanse klas is maandagaande van 6 tot 8. Die klasse is 2 ure lank en dit word ook opgeneem. So as jy 'n kerkraadvergadering het of jy's op vakansie of jy's siek, dan hoef jy nie daar in die klas te wees nie. Ons neem dit op en dan sit ons dit vir op ons leerplatform sodat jy dit kan kyk na die tyd. So 'n bietjie nou daarna weer verwys as dit nodig is. Dan wil ek graag ietsie net sê oor die kerklike formasie. So, as jy bevestig word in 'n gemeente en 'n ampt, dan is daar 2 belangrike goed wat met jou moet gebeur. Eerste ding is jou akademiese formasie wat hierdie kursus nou is. Jy moet leer om die Bybel uit te lê, om vaardighede aan te leer, wat ook al. Maar dan moet jy ook as 'n mens groei. Jy moet die ampt verstaan, jy moet 'n leier in jou gemeente kan wees. Jy moet onderskeidingsvaardighede hê, jy moet die vaardigheid van versoening hê, jy moet die vaardigheid van gebed hê, en dit is wat ons noem kerklike opleiding. So langs aan hierdie kursus is ons besig om, is nou waar Willem Wit help my daarmee, is die algemene sinode besig om lekker pad te bou vir die kerklike opleiding van bedienaars. Dit beteken dat jy 1 keer elke 2 of 3 weke ook op 'n Zoom gaan inklim saam met almal wat in die NG Kerk is en dieselfde pad is as jy. En dan gaan ons bietjie saam praat oor hoe integreer ons die akademiese werk in ons eie lewens en ons eie roeping in. So dit is 'n vaardigheidskomponent wat ons help ontwerp saam met die NG Kerk, sodat die kapasiteit wat jy het as 'n leier of 'n bedienaar in jou gemeente nie net akademies van aard is nie, maar dit in jou menswees gaan vassit. So ek gaan nie te veel oor dit sê nie. Jy moet maar net weet dat daar gaan van die kerk, van die sinode se kant af vir jou 'n verwagting wees om aan jou eie menswees op te werk, nie net jou teologie en jou kennis nie. Dan wil ek net gou 'n bietjie ruimte gee vir ek en Dani gaan gou 'n bietjie met julle praat oor kerklike aanmelding. So ek sal dit inlei en dan Dani moet jy nou inklim hier saam met my. So hoe die kerk werk met roeping is, sodra 'n persoon hulle self of voel dat die Here hulle roep, dan
moet hulle by hulle gemeente aanmeld. En jy moet vir jou dominee gaan sê, ek dink die Here roep my. En gewoonlik sal jou dominee of jou ring dan met jou gesprek en sê, ons bevestig jou roeping en dan stuur die kerk jou vir opleiding. Dit beteken dat die kerk weet jy kom studeer en dat die kerk jou kan ontvang van die Genote College af as jy klaar gestudeer het, kan weet van jou roeping en van jou akkreditasie, van jou bevoegdheid en op grond daarvan jou in jou gemeente kan bevestig. So dit kan op twee maniere gebeur en Dani moet ons nou help om te verstaan hoe dit van die een kant af gebeur, maar van die Genote College se kant af, jy sal sien as jy gaan aansoek doen op ons webwerf vir die kursus, dan gaan daar's twee stappies, jy doen aansoek deur om jou naam en van en ID-nommer in te druk, en jy stuur dit vir ons en dan gaan ons vir jou 'n vraelys terugstuur. En in die vraelys vra ons vir jou, wat is jou dominee se naam, wat is jou dominee se e-posadres, wat is jou kerk se, jou gemeente se naam, wat se ring is jy in, wat se sinode is jy in, sodat ons 'n rekord het in wat se gemeente jy behoort. Maar daar's ook 'n manier hoe jy kan nou byvoorbeeld môre net na jou dominee toe gaan en sê ek wil hierdie kursus doen. Jy kontak vir Dani en sê vir my ek wil die kursus doen en dan meld jy ook so by hulle aan. Dit maak nie saak watter pad jy gebruik nie, jy gaan nog steeds daai vormpie aanlyn moet invul by Genote College om te sê dat jy aan hierdie gemeente behoort en hierdie sinode. Dit is belangrik vir julle om te weet dat die proses van aanmelding verskriklik belangrik is vir die kerk. Juis om te weet wie by ons is en vir wat se ampte hulle studeer en ook om julle te kan terugbesorg aan die kerk sodra julle formasie afgehandel is. Anyway, jy ietsie byvoeg by dit? Ja, nie baie, ek dink jy sê dit baie mooi uiteen. So dis 'n vennootskapsverhouding tussen die kerk wat die plaaslike gemeente in die ring is en dan ook die sinode en die Genote College. So ons gaan by die sinode 'n register skep wat aanlyn gaan wees van almal wat die opleiding voltooi het en dan bevestig die ring natuurlik die bedienaar in die gemeente, so die bedienaar se bevoegdheid is gekoppel aan die ring en ons versoek aan die ringe is ook dan om jaarliks dit goed te keer, sodat daar 'n lysie op die ring se notules is wie die bedienaars in daai ring is. Dankie Dani. Ek dink Jaco, kan ek gou hier inchip? asseblief, dankie Frederik. Ek moet ongelukkig binnekort 'n ander meeting join, so ek wil sommer net van my kant af ook sê, netjies gedoen Jaco. Ek weet nie wat betaal jy daai studente wat so mooi oor jou praat nie, maar ons sal dit maar uitsorteer later. Dit is, ek was onlangs in die Oos-Kaap daar in Somerset Oos en Tia, dit is lekker om jou en van die ander te sien wat ek ken. Ek hoop dat julle die almal gaan geniet om in te skryf en wat my veral baie dankbaar maak, Jaco, is dat ek hoor dat mense sê dit maak hulle opgewonde en dit gee hulle roeping inhoud. Ons geloof het 'n baie spesifieke inhoud. Dit is Jesus Christus. Hoe beter ons daarin kan verdiep, hoe sterker kan ons roeping uitleef in tye wat vra vir mense wat kan onderskeidend leef. So ek hoop sommer almal van julle kan inskryf en nog baie meer, want ek dink dit gaan die kerk in die Oos-Kaap baie verryk. Sommer net van my kant af, Jaco gaan al die goed vir julle verduidelik van hoe dit werk, maar my hart is sommer warm vanaand. Dit is koud hier in die Kaap, maar dis warm om julle almal te sien en te hoor. Ja, mag julle dit as 'n geseënde studietyd beleef. Dankie. Dankie Frederik. Ek het gehoop jy bring dit nie op dat die studente betaal het om my te praat nie. Ja, ons gaan dit aftrek, jy weet daai waar jy van jou salaris. Cheers julle. Sterkte met jou vergadering. Baie. Ek wil graag nou vir Jolande die vloer gee om bietjie te praat oor die kostes van die kursus. Jolande, sal jy ook maar net, ek weet nie, jy kan seker maar of Dani kan noem oor die
en kerk se kerkorde wat stipuleer van hoe gemeentes en ringe bydra maak. Jy kan met ons gesels oor die koste van die kursus. Baie dankie, Jaco. Julle haal 'n bietjie diep asem. Ons is nou al amper 'n uur in ons gesprek in en dis lekker, soos Frederik sê, dis goed wat 'n mens opgewonde maak. En jy het baie inligting nou al gekry. So beweeg net so bietjie die gemoed en die lyf en dan nou vat ons die volgende stuk. Rakende kostes. So om saam te vat wat jy kry is 'n 2 jaar gestruktureerde program. Eerste jaar 3 verpligte modules, tweede jaar 'n verpligte module en 1 keusemodule of elective soos die Engelsman sê. Die koste van volgende jaar af vir die kast is R6,000 vir die hele eerste jaar. Jy kry weekliks klas en die materiaal word vir jou beskikbaar gemaak en dan vir die tweede jaar is dit ook R6,000. So julle sou nou dalk kon vra, jy weet hoekom as daar 3 modules is in die eerste jaar en 2 modules in die tweede jaar, hoekom kan dit nie goedkoper wees in die tweede jaar nie? Dis 'n goeie vraag. Ons sal dit graag vir julle almal goedkoper wou gegee het. Ongelukkig is die realiteit van die keusemodules dat ons gasdosente moet aanstel, terwyl die eerstejaarse modules grootliks deur Jaco self gedoseer kan word. So die doseerkoste is maar die groot rede hoekom daar nie 'n toename is na die tweede jaar toe nie, maar eerder dat daar nie 'n afname is nie. Daar is 'n betalingsstruktuur hiervoor sodat dit vir julle makliker is. Dis nie dit is ons vereis nie dat die volle R6,000 aan die begin van die eerste of dan nou die tweede jaar neergesit hoef te word nie. Dit was so hierdie jaar. Ek dink van ons huidige studente sal sê dat dit nogal kreatiwiteit geverg het so na Kersfees en ons het geleer dat dit vir mense moeilik is. So ons het 2 goed gedoen. 1, dit sal moontlik wees vir julle om reeds te registreer en daarom reeds volgende jaar se fooie te begin betaal van Oktober hierdie jaar af. Dis die eerste ding. Die tweede ding, 50% is betaalbaar om te kan registreer en 50% is betaalbaar voor die aanvang van die tweede module. Dit dan wat kostes betref. Jaco, het ek iets vergeet? Weet nie of Daniel wil sê van die kerkorde reëling wat die Ja, ek wil eerstens sê dat geld moenie tussen enige iemand wat geroep is vir hierdie opleiding in die opleiding staan nie. So daar is baie planne om te maak. Die kerkorde maak 'n baie goeie suggestie en dit is dat gemeentes, omdat gemeentes daarby baat, dat gemeentes instaan vir die koste of vir die grootste gedeelte van die koste. Daar's ook ringe en daar's ook die synode. So sommige mense sê ek kan dit self bekostig en dan betaal hulle self en daaroor is ek dankbaar. Jy maak dit moontlik vir iemand anderster om die hulpbronne te kan gebruik. Sommige mense sê ek kan 'n gedeelte betaal. Sommige mense sê ek is heeltemal afhanklik en dan is dit 'n gesprek tussen die gemeente en die ring en die synode. So enigiemand is baie welkom om vir my ook 'n e-pos te stuur as die finansiële probleem is en dan gaan ons 'n plan maak. Baie dankie Donnie. So ek dink dit is duidelik julle so in essensie wat die kerk se oortuiging is dat as jy geroep voel, dan moet jy die kursus kan doen. En finansies wat Daniel sê met in jou pad staan en jou gemeente en die ring en die synode het 'n verantwoordelikheid om jou daarmee te help. Ek het persoonlike droom by Huguenot College ook so 'n bietjie van 'n beursfonds op te bou vir hierdie kursus. Want ons werk ook met ander denominasies wat nie soortgelyke kerkordelike reëlings het wat die studente help nie. Maar ja, dit is nog 'n plan in wording. Ek wil gou vir julle iets, nou gaan ek eers gou vir julle wys hoe doen mens aansoek. Kan ek dalk net so vinnig ietsie vra? Ek en Pierre het nou Yes. gepraat
Sy verstaan was dat toe hy begin van die jaar of einde laas jaar betaal het, was dit vir die volle kursus. So is hierdie 6.000 vir mense wat nou nuut begin, of is dit ook vir die ou studente wat reeds aan die gang is? Jaco, kan ek maar antwoord? Ja. Okay. Dankie. Nee, ongelukkig is dit vir almal wat volgende jaar tweedejaars studente is. Die bedrag was slegs vir die eerste jaar wat jy betaal het aan die begin van hierdie jaar. So Dankie. ek is jammer, dit kom dan nou as 'n skok, jammer vir die misverstand. Ek is nie seker hoe dit gebeur het nie. Ek het gedink dat ons dit mooi gekommunikeer het, maar dit is inderdaad, kom dit nog addisioneel by. Dankie. Ja, so om net op te som, die registrasiefooi of die kursusfooi is die jaarfooi. So as jy registreer en dan nie betaal dan dit vir die jaar. Gaan gou vir julle wys hoe om aansoek te doen. Julle is welkom my te kontak ook as julle sukkel, of ons het baie goeie ondersteuningspersoneel ook. As jy gaan na Huguenot College se webwerf toe, dan gaan jy op hierdie bladsy kom. En dan hier bo links in die hoekie staan Apply Now. En dan al wat jy doen is jy klik hier so as jy 'n Suid-Afrikaner is, jy het 'n ID-nommer. En dan sit jy net jou gegevens hier in. En dan sal jy sien daar staan Bachelor of Theology. Hierlande gaan nou praat oor die BTH. Al wat jy dan as jy kies die Church Accredited Certificate in Theology, die kerk geakkrediteerde sertifikaat in teologie. En dan as jy daar submit gedruk het, dan kom dit by ons uit. So wat ek dan gestuur het, ons gaan vir jou e-posie dan terugstuur om vir jou aanmeldings vraelys by jou te kry oor jou gemeente se naam en so. En dan is jy op pad. En as jou aansoek voltooi is, dan is jy reg om te registreer en dan teen Oktober dan kan jy al registreer. So dis 'n baie eenvoudige proses, maar as jy sukkel met dit of jy het hulp nodig, dan sal ons altyd hier wees om julle te help. Ek het nou nie 'n skyfie gemaak met al ons kontakbesonderhede nie. Ek sal terwyl jy vra of terwyl jy oor die BTH praat, Jolanda sal ek sommer hier in die chat ons e-posadresse indruk my in kerns en so dat almal weet vir wie dit vir wie hulle kan navra na te verwys. Ek het toe ons met Dani gesels het, gevra of hulle sou wou bietjie meer inligting hê oor die BTH ook, en ons gaan nie baie oor dit uitbrei vanaand nie. Daar is mense wat 'n roeping dra vir meer as net 'n bedienaar wat dalk 'n diensleraar of 'n leraar wil word. En Huguenot College bied ook daar weer die BTH kursus aan. Ek wil dan vir Jolanda vra om so 'n bietjie net inleiding gee oor dit, en dalk Jolanda kan jy net ietsie sê van die hoe mense die leertjie klim van 'n of die toekomstige leertjie klim van 'n KAS-sertifikaat of na die BTH toe as jy sou wou. Ek kan so maak, Jaco, ek deel ook sommige van my skerm, dan sien julle hoe die datums vir volgende jaar lyk en die struktuur van die BTH. Die BTH werk in 'n semesterstelsel en dit is versprei oor 3 jaar. Dit is as jy dit voltyds studeer. Jy kan ook deeltyd studeer en dan kan jy dit afhandel in tot en met 7 jaar. So daar is 3 van die modules, 1 per jaar wat 'n jaarmodule is, en dit is jou Bybelwetenskap modules. So kom ons werk van bo af. Ou Testament in die eerste semester en Nuwe Testament in die tweede semester. Julle sal sien die kode is dieselfde, TLH 131. So dis 1 module, maar oor die tydperk van 'n jaar, en in die tweede jaar ook, want jy jou tweede gedeelte Ou en Nuwe Testament, en in die derde jaar hieronder jou derde gedeelte Ou en Nuwe Testament. Dan het jy wat ons nou ken in die teologie as sistematiese teologie, eintlik maar die teologie van God. En wat ons bely oor goed soos jy weet, wie is die mens geskape om te wees? Ons verstaan van sonde, ons verstaan van verlossing en so voort.
ook ons nadink oor die skepping, God se voorsiening, wat maak ons met die probleem van lyding waarmee ons gekonfronteer word in die wêreld. En dit is in die eerste semester van elke jaar. So jy het daardie module sistematiese teologie in die in die eerste, die tweede en in die derde jaar. En ook in die eerste semester is die tema naam van hierdie blokmodules is Koninkryk van God. Daar kyk ons na praktiese teologie, so enigiets van pastoraat, en ook missionale spiritualiteit, soos Jaco ook verduidelik het, tot 135, ek gaan nou sê oor 133, ekskuus, 135, wat dit staan nou daar Koninkryk van God, maar ekskuus julle, dit is 'n fout, dit moet wees kosmos, die wêreld en die mensdom. So daar gaan ons 'n bietjie verder en vra wat is die wêreld waar binne ons geroep is om kerk te wees, en leer 'n bietjie oor ander godsdienste, sodat ons ook in gesprek kan tree met hulle en leer oor gemeenskapsontwikkeling en ook pastorale sorg. En dan spiritualiteit, fokus op missionale spiritualiteit, soos Jaco gesê het, veral ook die ritmes en inpas en roeping, die Missio Dei, hoe ons geroep is om deel te word van dit wat God doen in hierdie wêreld, en voel vir my, daar's, ja, ook kerkgeskiedenis. So ons gebruik kerkgeskiedenis in hierdie module as 'n lens op spiritualiteit, die ontwikkeling van spiritualiteit in die kerk deur die eeue. So, en hy loop dan ook, beide van daai modules loop deur in die tweede en in die derde jaar. So, as jy dit dan nog nie opgetel het nie, die name van hierdie modules lyk dalk 'n bietjie anders as wat jy sou dink. Jy weet, ek sê nou ons doen hier sistematiese teologie en ons kyk hier na praktiese teologie en so, maar hoekom het dit dan nou hierdie name wat dit het? En dit is omdat dit volgens missionale temas gestruktureer is. So begin basies met hierdie ervaring wat 'n mens het, wat mense het. Ek ervaar myself geroepe deur God. Ek ervaar dat God my roep. Hoe weet ek wie hierdie God is wat ek sê my roep? En dit is dan waar die openbaring van God vandaan kom, wat die Ou en die Nuwe Testament modules is. En dan wie is hierdie God wat my roep? Dis die tweede groep modules. Die sistematiese teologie. Wat kan ek sê van hierdie God wat my roep? En dan Koninkryk van God, waartoe roep hierdie God my? Hierdie God roep my om deel te wees van die vestiging van sy koninkryk op aarde, en dan uiteindelik, wat weet ek van die wêreld en wat moet ek van die wêreld weet, waarin die koninkryk wil kom. So wat Jaco gesê het van hoe ons uiteindelike trappie lyk, ek het nou nie daai dokument oopgemaak nie. Jaco, as jy daai dokument net kan ek gaan ophou om my skerm te deel, so terwyl ek praat, dan kan ons dit dalk ook vinnig wys. Waarheen ons op pad is julle, is ons bied nou reeds die kastprogram aan. Ons wil graag deur die kastprogram dit vir mense moontlik maak wat nie matriek gemaak het nie, om ook toegang te kry tot hoër onderwys as hulle dit sou wou doen. So die paadjie wat ons daarvoor konstrueer, begin met die kastprogram. So iemand wat net die ou standaard 8 of graad 10 het, of wat ons noem die NKR, die nasionale wat's NQF tot National Qualification Frame, nasionale kwalifikasie raamwerk. NKR vlak 2, wat standaard 8 of graad 10 is. Dit is wat jy nodig het om toegang te kry tot die kastprogram. As jy dit reg gekry het en jy voltooi die kastprogram suksesvol, dan gee dit vir jou toegang tot die hoër sertifikaat in teologie. Dis hy, dankie Jaco. Die hoër sertifikaat in teologie gaan geweldig baie soos die kast lyk.
So iemand wat die kas gedoen het, sal 'n krediet kry vir van dit wat hulle gedoen het. En dit sal ook 2 modules van die BTH insluit. So as jy nou die kas gedoen het en dan die hoërsertifikaat in teologie en jy artikuleer verder, met ander woorde jy sit jou studies voort en die hoërsertifikaat gee dan vir jou toegang tot die BTH, of jy kan sommer dadelik toegang kry tot die BTH as jy universiteitsvrystelling het, maar ons praat nou sommer breër as mense met vrystelling. Dan kry jy ook vrystelling van die 2 modules van die BTH wat gedek word in die hoërsertifikaat. So eintlik probeer ons die pad na verdere teologiese studies so glibberig as moontlik maak. Jy weet, jy kan net nie help om net aan te gly elke keer na die volgende vlak van leer toe nie, want ons glo werklik dat dit vir Suid-Afrika baie goed sal wees as die kerk van die Here toegerus is om tot diens te wees. Dankie Jolande, dankie vir daai verduideliking. Vriende, dit is dit vir die aanbieding. Ons wil graag nou na julle vrae luister. So ek gaan vra dat ons dit net op 'n manier probeer, as jy weet om jou handjie op te steek op Zoom, asseblief doen dit. En dan luister ons graag na die vrae wat julle het. Julle kan enigiets vra oor die kursus, oor die kerklike aanmelding, oor die ampt van bedienaar, oor die kostes, oor die vakke wat ook al julle nodig het. As daar enige vrae is of opmerkings, sal ons graag na julle luister. Estia. Ja, nou almal. Ek wil net graag uitvind, Dominee Netto gesê van as ek het nou die bedienaarskursus klaar gedoen. En ek is nou met my BTH ook besig, ek maak nou klaar einde van die jaar. Maar ek wil nou graag sê maar ek wil nou daai module doen, daai van die jeug en daai ene. Hoe maak ek dan? Maar ek So wil jy graag kan 'n sertifikaat hê, maar nie net die bywoning nie. So jy gaan 'n sertifikaat kry as jy vir dit ingeskryf het, nê? En die kerk sal jou die opleiding wat jy daar gehad het goedkeur. As jy die volle bedienaarsertifikaat wil hê, dit gaan nie vir jou sin maak om dit te doen nie, want jy gaan as 'n diensleraar waarskynlik dan bevestig word. So, maar jy is welkom om vir enige van die modules ook in te skryf. Gaan dit soveel verduidelik. Ek het nou voortaan gesê dat die missionale spiritualiteit module is klaar oop. Jy kan vir dit aansoek doen. Daar's al 31 mense wat aansoek gedoen vir dit en meeste van hulle is dominees. So, hulle wil net hulle vaardighede opskerp. So jy gaan 'n leraar wees en jy kan inskryf vir die jeug of die pastorate vir waar jy geroep word. Wat ek net wel sal sê is, ek dink is belangrik dat jy vir die missionale spiritualiteit inskryf as jy nog nie het nie. Rede daarvoor is, ons het dit as 'n voorwaarde ingebou vir ander modulêre inskrywings, want ons wil nie hê mense moet byvoorbeeld met jeug kan werk sonder dat hulle iets verstaan van spiritualiteit nie. Ons wil nie mense met preek of voordat hulle iets verstaan van spiritualiteit nie. So dit het 'n hekkie ingebou. So my voorstel sal wees, skryf vir die missionale spiritualiteit en dan as jy jou BTH klaar gedoen het en dan kan jy uitbou op dit soos wat die Here jou roep. Iets wat ek gaan dubbel seker maak, Tia, het ek gehoor dat jy die bedienaarkursus gedoen het voordat jy die BTH gedoen het? Ja. Okay, So ek goed, het jy kan ja. jy tree dit met ons in gesprek daaroor, maar ons gaan vir jou 'n roete kan uitwerk. Okay. Yes, Leon. Leon, jy moet net jouself unmute, né? Daar's 'n mikrofoonknopie wat jy moet druk. Goeienaand, kan ek swaak iets vra? Yes, asseblief. Dis Rocky Lamastra. Ek het geregistreer, maar ek was te laat. Kan julle my miskien verwittig of al my goed reg is?
Uh ons kan dit doen. Ek gaan net vra dat jy dalk vir my of vir Kern 'n e-pos stuur dat ek net op die stelsel kan ingaan as ek môre by die werk is en Okay. kan sien waar in die proses jy lê. Nee, 100% dankie. Ek het my e-posadres nou in die chat funksie onderin gedruk. So julle is welkom vir my of vir Kern 'n e-pos te stuur. Leon, ek dink jy is nou aan mute. Ek dink jy kan gesels met ons. Ons hoor jy nog steeds nie. Leon, as jy sukkel, dan is jy welkom om daaronder is daar so 'n blokkie waar daar moet staan chat. Ek is welkom om jou vraag daarin te druk ook. Die van julle wat eerder julle vraag op tik is welkom om dit daar ook in te tik. Is daar nog vrae wat julle het? Lyk my hierdie hele groep moet direk hoe eers te gaan. Hulle is reeds volleerd. Ja, dit lyk so. Yes, ek sien Jimmy Davis of Kobus Fourie. Hallo Jaco, dankie vir julle Yes. aanbieding. Jaco, ons het al by die gemeente hier in NG Kerk die Wes en ons is veral besig met Evangelism Explosion evangelisasie. So ons het omtrent 'n groep van 5 plaaslike evangeliste wat graag die opleiding sal wil bywoon. En ek dink ook die vraag wat ons het rondom die goeters is dat gemeentes wat kleiner raak, jy weet, ek dink dis die uitdaging vir die NG Kerk, jy weet. Hier's gemeentes in 3 kilometer van mekaar wat almal eintlik in een gemeente kan pas en ek dink die groot ding is presies wat daar gesê is, 'n NG gemeente aanvaar nie net enige leuke prediker wat by hulle opdaag nie. Jy verstaan, so was my goed dat ek kon hoor by jou rondom die ring wat die goeters goedkeur. Wat tot watse mate as iemand nou die 2 jaar kursus doen, kan hulle onder die magtiging van die ring staan om wel by 'n klein gemeente wat ek praat van 40 lidmate of 60 lidmate oor het, te kan dien. En ek weet dit is 'n tweede beroep, maar te kan dien en wel op 'n manier 'n besoldiging kry en onder daai ring kan staan. Want ek dink dis die groot uitdaging vir die NG Kerk. Daar's nie genoeg mense wat as voltydse predikant. Ja, kyk, dis 'n goeie vraag daai. Ek gaan vir Dani vra dat hy inkom oor die besoldiging. Wat ek wel vir jou kan sê is dat ons as jy die kursus akademies voltooi het en jy is deur jou gemeente bevestig, dan staan jy onder toesig van die ring en dat jou ring kan vir jou teoreties toestemming gee om verskillende plekke te bedien. So jou bevoegdheid word gedra deur die NG Kerk, né? So jy word dan deur die NG Kerk as 'n bedienaar gesien en kom ons sê jy sou trek na 'n ander provinsie toe. Dan hoef jy nie die kursus van vooraf te doen nie. Jy laat weet jy daai ring, jy het hierdie kursus gedoen. Hulle kan ons kontak of daai synode kontak en dan met julle gesprek tree, dan word hulle daar bevestig. Daar wil jy sê oor die besoldiging. Ja, die gedagte is, dit staan ook in die kerkorde, dat daar nie besoldiging, dis nie 'n gesalarieerde pos nie. Dit is 'n lidmaatbemagtiging. Daar kan natuurlik nou reiskoste en miskien 'n honorarium ook wees. Maar die gedagte is nie dat mense inkomste daaruit kan verdien nie. So ek dink gemeente wat ek mee in gesprek is oor dit moet jou nie iets uit die sak uitjaag om dit te doen nie, né? Maar kom ons sê jy doen die kursus en jy voel geroep om dit nog verder te doen wat Tia nou gedoen het, sy die BTH gedoen, dan word jy 'n diensleraar en dan is dit 'n volbetaalde pos of 'n tentmakerspos. So dit baie keer raak makliker soos wat jy aangaan. Ja, kyk, ek dink nou byvoorbeeld die gemeente waar ek nou gekoppel is, hier's kerkraadslede wat enorme hoeveelheid werk vir die gemeente doen. En dit behels 'n klomp ure van hulle en hulle doen dit baie met spesialisopleiding. Byvoorbeeld in ons geval is daar 'n aftreeoort en as iemand wat opgelei is om bepaalde tegniese goed daar te doen, daai persoon word nie vergoed nie. So die gedagte is nie dat ons nou kategorieë van vergoeding wil skep nie. So moenie dit doen, 'n bedienaar word omdat jy verwag word dat dit 'n gesalarieerde
pos gaan wees nie. Dit moet iets wees wat uit roeping gebore is. Dankie Dani. Jolanda, hier is 'n vraag oor die koste van die BTH kwalifikasie. So, ek het net Jaco, gaan se laat aan. Ek wil net gou kyk na ons budget vir volgende jaar, want ek het nou hierdie jaar se bedrag in my kop. En dit was R34,000 vir die jaar. Ek gaan net gou gaan. Dankie Jolanda, jou sein is bietjie sleg gebreek op. Ek dink jy het gesê jy het gedink hierdie jaar het dit R34,000, maar jy gaan nou kyk of wat dit presies is, né? Great. En dan staan Op volgende jaar se budgeting wat ons gedoen het. Okay, so gaan kyk wat dit maar nog meer volgende jaar gaan kos. Daar was 'n vraag van Christopher wat sê as 'n persoon reeds 'n NQF5 kwalifikasie het, kan jy dan die 12 maande kursus doen en ook bevoegdheid ontvang en dan dalk ook koste aan die hoër sertifikaat. Okay, so ons begin met die hoër sertifikaat. Ons is nog nie ontwikkel van dit. Sy is nog nie beskikbaar nie. Hy behoort einde volgende jaar hopelik as alles goed gaan beskikbaar te wees. Die persoon as jy so dit hang af van jou kwalifikasie af. So in daai geval Christopher, ek sou sê jy moet met ons in kontak tree en kyk wat daai kwalifikasie is, né? En dan kan ons kyk of ons vir krediete kan gee vir die BTH. Dit werk baie min dat ons het nog nie enigstens krediete gegee vir die KAST sertifikaat nie. Want dalk vir die BTH afhangend van die kwalifikasie. En dan laat ek ook net sê daar is persone wat so ek gaan nou die storie vertel van 'n persoon in my klas, né? Dis 'n persoon in my klas. Hy is 'n stadsbeplanner. Hy het 'n graadse kwalifikasie as 'n stadsbeplanner en hy het vir my kursus ingeskryf. Na die eerste module toe kom hy agter maar teologie is eintlik so 'n bietjie meer sy roeping en hy het toe ingeskryf vir 'n nagraadse diploma in teologie. Dis op 'n honeursvlak van teologie en dit is ook 'n pad om by 'n diensleraar uit te kom, maar dis 'n baie tegniese antwoord. So daar is so 'n bietjie maniere om te spring, maar jy moet as jy daai behoefte het, moet jy met ons nou gespreek ons reg kan adviseer waar en om vir wat aansoek te doen. Is nog 'n vraag toe wat ons vir Jolande wag. Dani, wil jy iets sê? Ja, ek wil sê die Genote College kry nie staatssubsidie nie. So die opleiding is eintlik baie goedkoop, maar dit is 'n privaat universiteit, die Genote College. So mens moet net die hele tyd onthou, dis nie soos by 'n universiteit waar die staat eintlik 2/3 van die koste betaal nie. Hou dit ook net in gedagte. Dankie Daniel. Ek sien Jolande sê koste vir volgende jaar 37,400 per jaar. As jy voltyds studeer, dit is nou as jy al jou vakke gelyk doen, né? So wat sy verduidelik het. Ek dink as ons vergelyking as jy dieselfde kursus by Stellenbosch gaan studeer vir jou eerste jaar dan gaan dit hier by R60,000 wees. So ja, Leon, ek dink jy wil weer probeer. Ek gaan nou vir Jamie en Kobus. As ek gou kan sê, Jaco, net nog op die koste. Dit is inderdaad goedkoper as by die universiteite, maar dit is op twee maniere goedkoper. Ons kostes is laer, dis die een manier. Die ander manier is omdat dit aanlyn is, studente hoef nie sak en pak te trek of Stellenbosch, Bloemfontein of Pretoria toe nie. Dit is moontlik om daar te bly waar jy is. En daar te studeer en terwyl jy studeer sommer diensbaar te wees in jou geloofsgemeenskap. Okay. Leon, ons probeer gou. Kan jy my hoor? Yes, daar is hy nou 100%. Okay. Ek is 85 jaar oud. So 'n klompie jare terug het ons so 'n bietjie opleiding gehad om te preek. En ek het dit nog vir die laaste 4-5 jaar as ek dit gedoen. Maar ek voel ek het nie genoeg opleiding nie, maar ek is nog wel 'n bietjie oud. Dink jy nie ek is 'n bietjie te oud nie? Leon, ek dink ek praat oor korreksie, ons vir my tyd, maar ek dink die oudste bedienaar wat bevestig was is 90 gewees. Daar is in ons klas hierdie jaar is daar iemand wat 80 is, ons mense wat 22 is. Ek sal in my hele lewe nooit sê jy is te oud om te leer nie. Ek dink ook die Here sal ook nie sy roeping van jou wegneem oor jou ouderdom nie.
as jy voel jy het die energie en jy is bemoedig, dan vat ons jou graag. Ons sal jou help en alles wat jy nodig het, sal ons vir jou gee. Nou, maar ek sit nou met ek kan dit nie self bekostig nie. So ek is nou afhanklik van die kerk. En ek dink hulle sal redeneer dat ek nou al 'n bietjie te oud is om al daai geld uit te gee. Ek dink Dani sal jou daar kan help. Ek dink Dani sal dieselfde standpunt as ek net sê. Ja, nee, ek dink jy sê dit goed. Jaco, kyk, mens moet vra hoe oud was Moses toe die vonke begin spat het in sy bediening, jy weet, en dieselfde met Abraham. Ja, dankie Dani. So Leon, as jy sukkel, ek dink jy kan met Dani toe uitreik, maar vir nou, as jy wil inskryf, skryf in. Ja, maar wag, ek dink ek moet maar eers met die dominee gaan praat. Dis reg so, dis reg so. Wat ek eers hoor, want ek is dit is 'n ding wat baie na my hart lê. Nou, ek dink Leon, as jy my advies sal ook wees soos wat vroeër gedoen is, as jy onseker is oor die kapasiteit wat jy het en so, dan kan jy vir die module van missionale spiritualiteit hierdie jaar inskryf. Daai aansoeke is oop. Jy kan probeer en kyk hoe is die spoed en die diepte van die werk. En dan kan jy in die volkursus inskryf as jy voel jy's reg vir dit. OK, baie dankie hoor. OK. Anne-Marie. Nou, ek wil net weet, is die hoër sertifikaat en die diensleraar sertifikaat, hoe vergelyk hulle, is dit dieselfde? En as dit nie dieselfde is, wat is die verskil dan? Jolanda, gaan jy daai enetjie vat? Die verskil tussen die diensleraar en die hoër sertifikaat en met die kast en die ja, weet jy daai dokument nog waar al die modules aangedui word. Anders nie probleem nie. So ek dink jou klank sukkel bietjie Jolanda. Ek sal dit probeer antwoord korrigeer as ek verkeerd is. So Anne-Marie, die KAS sertifikaat is vir die ampt van bedienaar, nê? En as jy die BTH doen, dan is dit vir die ampt van 'n diensleraar. Die hoër sertifikaat is op hierdie stadium net die brug tussen die twee, nê? So as jy nie matriekvrystelling het nie en jy wil 'n diensleraar word, dan sou die voorstel wees jy begin met die KAS, jy artikuleer na die hoër sertifikaat toe en dan doen jy die bedienaar of die diensleraar BTH. Ja, ek gaan eers daar stop vir dit tegnies raak. Jolanda wil screen share doen. Sê. Kan julle my hoor, Jaco? Dis baie beter. OK. Julle ek wil gou net wys, as julle nou hier kyk aan die onderkant, het julle die kastprogram, né? Hier is die eerste jaar heel onder en hier is die tweede jaar reg bo hom. En dan tussen die twee swart lyne het jy die hoër sertifikaat soos ons hom nou envision. Soos Jaco sê, ons gaan nou nog die akkreditasie aansoek indien. En dan boop dit het jy jaar 1, jaar 2 en jaar 3 van die BTH. So as jy dan net so bietjie uitzoom en na die groot prentjie kyk, alle kleure wat ooreenstem is modules wat oorvleuel. So dit maak dat as jy byvoorbeeld die kerk geakkrediteerde sertifikaat gedoen het en jy gaan oor na die hoër sertifikaat toe, dan kry jy krediet, kom ons sê byvoorbeeld vir die groen module. Jy gaan so 'n bietjie ekstra leeswerk kry, sien jy, want daar is 4 ure meer, 4 krediete meer, is 40 ure meer se leeswerk, maar jy gaan nie die hele module hoef oor te doen nie. So om jou vraag te antwoord, jy weet, kom jy nou in vir die kerk geakkrediteerde sertifikaat of vir die hoër sertifikaat? Op die oomblik kan jy net vir die kerk geakkrediteerde sertifikaat inkom. Dit is die bedienaaropleiding. Maar vorentoe, as die hoër sertifikaat beskikbaar is, mag die algemene kuratorium dalk sê dat mense eerder, as hulle wel toegang het tot hoër sertifikaatstudies, dat hulle moet inskryf vir die hoër sertifikaat. En dan, as jy van daar af 'n diensleraar wil word, dan sal jy inskryf vir die
BTH graad en as jy die kast, nee, ekskuus, nie die kast nie, as jy die hoër sertifikaat voltooi het, dan sal jy vir hierdie 2 modules in die BTH sal jy dan kwytskelding kry. So jy sal hulle nie hoef te voltooi nie. Um, maar as jy dadelik besluit jy wil graag 'n diensleraar word, jy wil nie eers die pad van bedienaar loop nie. Dan gaan jy direk vir die BTH graad as jy toelating het. So as jy matriekvrystelling het. Anders loop ons 'n ander langer pad met jou om jou uiteindelik toelating tot die BTH te gee. So dis baie detail julle. As julle vra het, tree met ons in verbinding na die tyd en ons help julle met 'n pad. Okay. Jolanda, hierdie goed is natuurlik baie vreemd vir julle en kompleks. Ek ken Jolanda en selfs Dani werk baie met die goed, so julle is meer as welkom om ons te kontak om vir ons vrae te vra oor dit. En dan help ons jou, ons verduidelik dit vir jou wat as jy roeping het, dan sit ons werk om jou te help om daarbey uit te kom. Ek wil net gou hierso op 'n vraag antwoord. Tia het gevra wanneer sluit die inskrywings vir die emosionele spiritualiteit? Dit sluit middel Julie en ek het ook die skakel vir julle gedeel op die chat waar jy kan inskryf vir die emosionele spiritualiteit module wat in Augustus begin of in Augustus begin. Ek sal voorstel jy klik nou op die ding want as ons die gesprek eindig dan gaan daai skakel verdwyn. Daar's 'n vraag van iPad. Ek sien mooi seker weet dit is nie kan jy dalk net jou naam sê as jy met ons gesels. Goeienaand, Dominee, dis Carlo hier van die Oos-Kaap. Hallo Carlo. Jammer om te pla, man. Die dametjie nou gesels oor die verskillende vlakke en dan kom jy nou by jou, as jy nou universiteitstoelating het en so, maar sy het vroeër genoem dat jy kan dit ook, kyk, ek is 'n werkende man en wil graag dit ingaan, maar ek kan nie voltyds in dit ingaan nie, maar sy het nog niks genoem van die deeltydse deel van daai 3 jaar, wat moet dit, die boonste deel van die kursus, sorry, ekskuus. Maar ja. Ek wil net meer uitvind, maar sê, kan net vir my sê, kan jy daai kursus doen deeltyds ook? Ek weet dit gaan obviously baie langer vat. En dan het die kostes verbonde, is dit dieselfde kostes verbonde of is dit langer, meer kostes verbonde? Yes. Dankie Carlo, dis 'n mooi Jolanda, vraag. Jolanda, sorry is haar naam. Ekskuus, ek het die naam gemis. Geen probleem nie, Carlo, jy is welkom. Goed, ja, meer inligting oor hoe jy spesifiek die BTH, né, Carlo, hoe jy dit deeltyds kan doen. Jy kyk, tot die 7 bachelor, jaar. sorry. Yes, die Bachelor of Theology, ja, Baccalaureus Theologiae. Jy het tot 7 jaar om dit te voltooi. Jy moet per jaar minstens 2 modules afhandel. So as jy dit kan indeel in tot en met 7 jaar en dan met ander woorde die bedrag wat ek net nou gegee het, wat was dit 37,000 en ietsie was as jy vir al 5 modules per jaar inskryf op een slag. Wat ek nie sal aanbeveel vir iemand wat werk soos jy nie. Nee, Ek sal nee. ja. En dan gaan jy betaal per module. So dan werk dit uit op so 7,000 en ek het dit net nou nogal uitgewerk, R7,480 per module. So jy kyk dan na so R15,000 per jaar. As jy 2 modules doen, as jy besluit ek wil 3 modules doen, dan is dit dan nou natuurlik 'n bietjie meer. Ja. Okay, en dan sorry man dat ek nou so vra, as jy nou die bachelors, die BTH doen vir die 360 krediete en jy vat dit oor nou jou 7 jaar wat jy nou het om dit klaar te maak. Vir julle wat nou al, meestal van julle wat dit nou al geleer het en deur die hele proses al klaar was, is dit beter om vir iemand soos ek wat weet, ek wil dit graag doen, om dadelik liewers maar daar te begin as om die ander sertifikate liewers te doen, stadig maar seker, as ek nou so kan vra. As ons nou reeds die hoër sertifikaat klaar geakkrediteer gehad het, Carlo, dan sou ek vir jou gesê het, as jy nie 100% seker is
dat jy die volle 3 jaar wil doen. Jy skryf in vir die hoër sertifikaat, want dit is net 1 jaar se verbintenis en dit gaan vir jou 'n goeie idee gee. Plus as jy dan kies om wel aan te gaan met die BTA, dan gaan jy nog krediet kry ook vir 2 van die modules. Maar omdat ons tans nou net die KAST en die BTA het, as jy reeds vrystelling het, of as jy nie matriekvrystelling het nie, maar jy is bo 'n sekere ouderdom, tree met ons in verbinding vir daardie soort vrae, dan sal ek aanbeveel jy gaan direk vir die BTA. Okay, ja. En as jy Ek is deeltyd geval. swat, hoef jy nie te bekommer dat jy dit nie gaan regkry nie. Ons het meeste van ons studente studeer voltyds, of werk voltyds. Ja. So dis moontlik om dit te doen. Ja, sit dit 'n 2-jarige kind ook by hom. Oh, okay. Dalk ja, nie meer as 2 So dit modules op 'n slag So nie. dis ek kom met 2 modules op 'n slag, ons hou dit rustig. Jy gaan onthou nou net jy gaan 1 jaar moet ek sal nou maak nou die som vinnig in my kop. Jy gaan ten minste 1 jaar 3 modules moet doen, maar dis doodreg. Dan vat jy daai jaar module, dan sit eintlik 2,5 of 1,5 en 1,5 module per semester. Maar kontak ons vir meer detail. Dis nou baie inligting. Ons kan alles mooi vir jou vir jou persoonlike situasie verduidelik en uitwerk. Ek kan ook net vinnig ietsie sê oor die werkslading, né? So in my kursus, die meeste wat jy lees, en ons het so 'n bietjie cap dit gesit, is 70 bladsye 'n week, so 10 bladsye 'n dag wat jy moet lees, né? So is nie elke week nie, dit is van die weke dan, so dit is so tussen 50 en 70 bladsye 'n dag wat jy moet lees. Dit is nou veel my idee te gee, Carlo en die ander wat vra oor kapasiteit. As jy lekker lees, natuurlik in die begin dan sukkel jy so 'n bietjie, want die taal is vreemd en jy het tog nie 'n teologiese woordeskat nie, dan gaan dit bietjie stadig, maar as jy so 'n module of 2 in is, dan lees jy lekker. So, so jou vaardighede van lees word ook vergroot, maar jy moet weet vir my kursus en natuurlik is die BTA dan 'n bietjie meer, né? So 70 bladsye per week maksimum. Ek hoop dit help julle. Baie dankie. Die 70 bladsye per week maksimum bedoel jy nou is nou vir jou kursus, né? Vir my kursus, ja. 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 Nee, die BTA is meer as dit. Yes. Is daar nog iemand wat 'n vraag het? Ek kan dalk net noem as jy navraag het oor die BTA spesifiek, kontak vir Karen Hofman. Haar adres is nou heel bo in hierdie chat. Ek sou gesê het kontak die programkoördineerder en julle is welkom om dit te doen, maar hy is nou met verlof hierdie week. So as jy wil wag tot volgende week, dan is jy welkom. Ek gaan gou sy adres ook in die chat. Seker, is daar nog iemand wat 'n vraag het? Nou gelyk of iemand wil unmute, sal weet ek gesien. Was dit Bianca wat wou unmute het? Nee, okay. Jy is welkom om nog vrae te vra as jy 'n vraag het. Sorry, maar van my kant af baie dankie. Ek moet ongelukkig nog gaan. Ek het 'n ander afspraak nou 8 uur aan. Baie dankie. Ek sal in kommunikasie bly met my dominee en dan met die kontak besonderhede wat ek gekry het. Baie dankie julle. Dankie Carlo, waardeer dit hoor. Okay, julle, ek dink dit lyk of die vraag uitgeput is. Ek dink Jolande, ons het nou ons kontakbesonderhede daar neergesit. Ek dink daar's 3 paaie wat jy kan volg. Jy kan met jou plaaslike predikant gaan praat. Sorry, is daar nog 'n vraag? Jamie en Kobus, yes. Sorry, net gou vinnige ene. As hulle wil inskryf vir die kas, nê? Kan ons halwe jaar inskryf of begin dit eers weer volgende jaar? Jy verstaan, soos in Yes, so julle as jy nou aansoek doen vir die kursus, dan begin ons Januarie volgende jaar. Okay, sorry nee, ja. Behalwe as jy ook wil inskryf vir die missionale spiritualiteit kursus, dan kan jy nou inskryf en ons begin Augustus. Christopher vra waar kon ons die opleiding of die opname kry? En dan sê ons het 'n paar kry vir ons wat
ook graag wil kyk. Okay. So, Dani, ek gaan die opname vir jou stuur, dink ek, né? En jy kan dit versprei onder julle. Okay. Dani, sal jy verkies dat ek dit op ons YouTube kanaal laai net jy net die link kry of wil jy die hele opname by jou hê? En jy stuur maar vir my die opname, dis makliker as ek dele wil uitsny ook vir ander gebruik, maar ek sal dit oplaai. Almal sal toegang kry daartoe. Want so julle sal deur Dani se platform sal julle die of die Ooskaap platform sal julle die opname in die hande kan kry. Jy's Anne-Marie. Net die laaste vraag. Ekskuus, net die laaste vraag vir my af. Ek wil net weet, so sou ons inskryf hierdie 'n spirituele en maar ons skryf ook in volgende jaar. Sal ons dan daai obviously die credits skryf vir daai wat ons nou al reeds bygewoon het. So onthou nou ja, ek luister. Kom ons skryf in vir die volle kursus. Okay, vir die 2 jaar se in die derde termyn is daai spiritualiteit is deel van daai. So nou kom ons sê ons doen dit nou. Wanneer nou terwyl dit beskikbaar is, gaan ons dan die derde termyn obviously nou nie daai gedeelte doen nie want ons het al reeds gedoen. Ja, so 'n goeie vraag Anne-Marie, so jy gaan dit weer doen en die rede daarvoor is as jy die modulêre inskrywing doen hierdie jaar, dan gaan jy net die klasse bywoon, né? Jy gaan nie geassesseer word nie. So jy kry net krediet by universiteit by 'n nagraadse instansie as ons 'n assesseringssertifikaat het om sê hoeveel punte jy vir dit gekry het. So jy word as jy nou vir dit inskryf, jy gaan nie lesings bywoon en so, maar jy gaan nie geassesseer word nie. Daarom as jy dan volgende jaar weer inskryf, dan moet jy dit weer doen. Okay, so dis nie eintlik die moeite werd. Ek praat van punte gewys of prakties gewys om dit nou te doen nie. Ek sou sê dit is die moeite werd as jy onseker is of die werkslading vir jou genoeg is en of jy onseker is oor jou roeping of jy dit regtig wil doen, dan sal dit 'n goeie idee wees om 'n prentjie te kry. Maar as jy klaar oortuig is daarvan dat jy die kursus wil doen, dan sou ek sê skryf eerder in vir die kaskursus, die volkaskursus volgende jaar. Alright, dankie. Ja, Fien, as daar nie nog vrae is nie, ons sal die opname vir julle beskikbaar maak. Sodat ek nou gesê het, daar's ons 3 wat se koste, die nasionale spiritualiteit kos dit R800, ja. All included. So as 3 maniere hoe jy kan maak nou. Jy kan met een van ons in verbinding tree deur die e-posadresse wat Jolande vir ons gegee het, is myne of Kernsin. Of jy kan met jou gemeente dominee gaan praat en hy sal jou kan verwys. Of jy kan net na die webwerf toe gaan en aansoek doen. Julle is welkom as julle vra het om ons enige tyd te kontak. Selfs as jy saam met jou predikant 'n Zoom sessie met ons wil reël om 'n bietjie meer inligting te kry as hy of sy nie teenwoordig kon wees nie. Ons gaan hierdie opname ook vir julle beskikbaar maak. So ons is hier tot julle diens en as julle iets nodig het, laat weet vir ons. Okay. Dankie julle. Ek gaan vir ons afsluit met gebed. En as julle dan iets nodig het, dan weet julle waar ons te kry, né? Baie dankie vir julle alkeen se teenwoordigheid. Baie dankie vir julle insette en julle vrae. En ons hoop dat ons julle volgende jaar as deel van ons skool vir teologie kan sien. Kom ons bid saam. Here, dit is 'n geskenk en 'n voorreg om met mense ruimte te deel wat nadink oor hulle roeping. Here, U is die een wat ons roep in ons vorm en ons wil vir U dankie sê vir die voorreg om in gemeentes te behoort wat baie bou vir ons om ons roeping uit te leef. Here, ek wil vir elke persoon hier bid vir hulle roeping, hulle onderskeidingspad. Here, versterk hulle in dit, versorg hulle in dit en dra hulle. Dankie vir die genade wat ons het
om deel te wees van 'n storie wat groter is as ons eie. Here, waar ons nou die week ingaan, Here seën ons met die bewustheid van die Gees. Versterk ons met die liefde van Christus. Dankie dat ons kan afhanklik wees van U. Here, ons wil disippels wees vir U, ons wil U volg. Bemoedig ons in dit, maak ons braaf in dit. Dankie vir die kollegas en die vriende wat saam hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Here, seën ons dat ons 'n seën vir hierdie wêreld kan wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.